Nuuspersoon van die week, Pieter de Tooy, my gunsteling Pieter, goeiemôre, baie welkom. Hallo Davie. Hoor, ek kan net vir jou sê, baie geluk. Dankie. Maar Dankie ook, Davie. ek meen, hoeveel boeke het jy nou geskryf? 51 en die tema behalwe Stellenbosch Mafia was maar die ANC, post-apartheid en die kreeftegang wat die ANC gaan. En as jy hierdie week die tussenverkiesings dopgehou, die ANC se ondersteuning in plekke soos Soweto en elders is besig om 'n groot knou te vat. En ek dink ons beleef nou die einde van die ANC, die groot magtige bevrydingsparty post-94. Dit is 'n oorgangsfase. En ek stem heeltemal mee saam, ons is op pad na koalisiepolitiek in Suid-Afrika byvoorbeeld. Maar daai ANC ondersteuners, in die eerste aksie wat hulle gedoen het, die ANC ondersteuners, hulle het ophou stem. Dis die eerste. So hulle het gesê hulle gaan nie meer stem nie. Maar nou kry ek die gevoel hulle begin wel mee te stem. Maar waartoe gaan hulle? Wel, dis die vraag, en wat ek met hierdie boek probeer doen, Davie, is om mense te waarsku, te sê, dit is die volgende generasie ANC-leiers. Nou, uit watse tradisie kom Paul Mashatile? Hy kom uit die tradisie van Gautengse korrupsie, hy kom uit die tradisie van hierdie netwerke wat hulpbronne onttrek uit die staat uit, en sy leefstyl word onderhou deur mense met gevestigde private belange. Die ooreenkomste tussen Paul Mashatile en Jacob Zuma is vir my nogal treffend. Beide van hulle het 'n provinsie gebruik as 'n magsbasis, Gauteng, KwaZulu-Natal. Beide van hulle se families rondom hulle word verryk deur staatstenders en staatskontrakte. En sou Paul Mashatile Unie gebou toe gaan daai netwerke saam met hom soontoe gaan. So jou vraag waarheen gaan ANC-kiesers gaan? Hulle moet weet dat dit is die leier wat hulle gaan verkies. Daar's niemand anders nie. Ek bedoel hy is die voorloper. Maar kiesers gaan moet besluit waartoe hulle gaan stem. En dis die uitdaging, Davie, dink ek vir oppositiepartye, want daar is 'n vakuum. Daai kruisies moet ergens heen gaan en die DA, die Vryheidsfront, Action SA gaan moet besluit om hulle self aantreklik te maak vir daai kiesers. 'n filosofiese vraag. Is 'n bietjie van 'n filosofiese. Jy het nou baie politiek al geskryf. Ja. Is dit nodig om kort van politieke partye ontslae te raak? Of is dit die aard van die dier? Dat as hy te lank in bewind word, raak hy vrot? Wel, as jy kyk na gevestigde demokrasie, Amerikaanse demokrasie, die Britse demokrasie, daar's gevestigde partye wat in die 1700s en die 1800s, jy weet 'n 100 jaar se geskiedenis agter hulle gehad het, wat nie meer bestaan nie. Die Whig-party in Amerika was die dominante party in die 1700s en 1800s. Niemand het ooit gedog hulle gaan almal het gedog hulle gaan altyd voortbestaan, maar hulle bestaan nie eers meer nie. Dieselfde in die Britse ek meen die konservatiewe party, selfs die arbeidersparty. Die nasionale party, Davie, 20, 30, 40 jaar terug het iemand gedog die nasionale party gaan nie meer bestaan nie, en hy bestaan nou net in die argiewe van die Universiteit van die Vrystaat. As jy na Afrika geskiedenis kyk, partye van bevrydingspartye, 30 jaar, dalk bietjie langer as 30 jaar is hulle rakleeftyd postkolonialisme. En dit is presies wat met die ANC gebeur het. Ja, maar ek moet jou weer 'n keer in 'n blik druk oor hierdie vraag oor waar gaan die kiesers heen gaan? Wat dui die nuutste tendense vir? Wel, dis baie moeilik om dit tans te sê. Wat ons wel met sekerheid kan sê is ANC steun is besig om te taan, maar dit is te midde van minder mense wat deelneem aan die politieke proses, en ek en jy het al baie daar gepraat. Die uitdaging is partye moet daai kiesers wat opgehou het om deel te neem aan die proses in hulle kamp kry. Hoekom het ons toegelaat, Suid-Afrika, toegelaat dat mense soos die gebeur? Wel, daai is amper die last man standing, né? Ek bedoel, dit is amper die beste wat die ANC het om aan te bied. Hy is iemand wat geld gevat het by van die grootste tenderpreneurs in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. So, hoekom het ons dit toegelaat dat dit gebeur? Dis 'n vraag vir 'n ander dag, vir 'n langer gesprek, Davie. Heerlik om jou te gesels weer 'n keer, baie geluk. Dankie, Davie.